Ek met die microfoon, so ek try my best altyd met die microfoon. Ek wil begin met 'n storie. Ek ontmoet so 'n paar maande terug, ontmoet ek 'n besigheidsman. Vir 'n besigheidsman wat iets gehoor het van die kerk en 'n paar vrae het om te kom vra en hy wil iets deel en net 'n paar vrae vra en net iets hoor oor die kerk en oor sy geestelike lewe. En hierdie besigheidsman is redelik gekenmerk as een van die ouens hier in Kreeusdorp wat 'n besigheidsou is wat hou van partytjie. Hy like it. Hy's 'n party animal en hy like it en hy's wild en hy het 'n paar goed gevra of hy het 'n paar vrae gehad oor Christendom en spesifiek oor die kerk wat iemand hom genooi het of iemand hom vertel het daarvan. En ek ontmoet hierdie ou by 'n restaurant. Ek sê toe vir hom, "Jy's reg, kom ons gaan na 'n restaurant toe," en ek moet jy by 'n restaurant. En toe ons by die restaurant kom, is die restaurant vol. En die enigste plek wat oop is by die kroegarea in die restaurant. Nou vir hom is dit redelik maklik, hy's gewoond aan. En hy sê toe, "Nee, ons gaan nie om nie, ons sal sommer daar op die hoek sit." En ek stap toe agter hom aan, volg hom. En daar sit ons toe by die kroeg, by die restaurant om te wag vir 'n plek en wag vir 'n plek. En wat 'n ongelooflike gesprek het ek met hierdie man gehad nie. Wat 'n amazing vrae het hy gehad nie en glo ek in my hart dat ek die regte saad in sy lewe gegee het sodat dit sal iewers in sy lewe kan spring en hy by die kerk kan uitkom of selfs by Jesus uitkom want dis tog die antwoord. Maar amazing gesprek en 'n amazing ou. Maar wat my interessant was, nie die storie. Wat my interessant was is dat in die week voor die Vrydag kry ek 'n SMS. Net so lange. Van iemand wat in die gemeente was. Prys die Here. Was, klem op hom. Wat hy SMS stuur, vir my sê, luister, hy het my nou gesien met hierdie wille party animal van 'n besigheidsman by die kroeg sit. En hy wil net vir my sê, dat dit is nie die ou wie hy wil volg nie, en dis nie die leier wie hy wil hê nie, want hoe kan hy my glo op die verhoog as ek saam met hierdie wille kuierman van die besigheidsou nogals by 'n kroeg sit en saam met hom drink. Nou by the way, niks nie. Maar dit was my interessant, in plaas daarvan om 'n SMS te stuur en te sê, "Yes, ek sien Erik, jy probeer alweer soos Jesus wees. Ek sien jy probeer jou bes met daai wille besigheidsman om hom 10 by Jesus te kry ek die SMS van hom wat vir my sê, hy is die kerk uit en hy gaan seker maak almal weet wat se tipe ou ek is, wat sommer die besigheidsman kuier." En dis waaroor ek wil chat vandag. Want dit was 'n gesprek met my hart gewees, Here, wat is ek? Was ek verkeerd? Moes ek vir die besigheidsou gesê, "Sorry Pel, cancel," of moes ek hom net aanhou volg het? En dit was die gesprek gewees. En die Here kom met die antwoord my. Hy sê, "Erik, as jy weet wie jy is, gaan jy weet wat om te doen." En my vraag is, wie dink jy is jy? Wie dink jy vanmôre is jy? Wie dink ons kerk is ons? Want ons is in ons verjaarsdagmaand, as jy verlede week gemis het, ons het verlede week 5 jaar oud geword. En ons is in ons verjaarsdagmaand waar ons 'n bietjie vir mekaar kyk in die oë kyk en sê, maar wie wil ons as kerk wees? As mense in die kerk hoor, hoe wil ons hê moet hulle weet wie dit is? En daarom vanmôre wil ek jou kom herinner, net soos die Here my kom herinner het in my kantoor, dat ek die vrae het, kom herinner hy my, en ek wil jou vanmôre hierdie kom herinner, dat as jy 'n volger van Jesus is, as jy geroep is, as jy 'n volger van Jesus is, kan ek dit so sê, het God jou geroep om 'n change agent te wees en 'n world changer in hierdie wêreld. Hoor mooi. As jy vandag sê jy glo in Jesus, hoor mooi, het God my en jou geroep to be a world changer, 'n change agent in mense se lewe. Inteendeel, hoor wat sê die Bybel? Die Bybel sê dat Jesus het ons geroep as die sout van die aarde en die lig vir hierdie wêreld. Dis 'n groot statement. Nie jy's die sout van die gemeenskap in Kreeusdorp nie. Nie, jy's die lig vir Noordheuwel area nie. Hoor mooi, jy's die sout van die aarde en die lig vir die wêreld. Dis wie God jou geroep het. En dit wie ek en jy is, en ek wil jou vanmôre dit kom herinner. Hoor wat sê Matteus 5 vers 13, ons gaan hom lees. Daar staan, "Julle is die sout vir die aarde." Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dis dan niks meer werd nie en dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Nou baie interessant gevinnig. In die Bybelse tyd het die mense geglo dat sout is die tweede belangrikste ding wat jy moontlik kan kry. Alright, dis die tweede belangrikste ding wat jy kan kry. Die eerste ding het hulle geglo is die son
En dan die tweede ding is sout. As gevolg van natuurlik die feit dat daar nie vrieskaste was nie en daar was nie allerhande moderne dinge om goed koud te hou nie. So sout was belangrik. Inteendeel, in die vroeë Romeinse tyd is jy met sout betaal vir die werk wat jy gedoen het. So as jy die dag se werk gedoen het op die plaas, of waar ook al jy gewerk het, dan het hulle jou met sout betaal. Dis hoekom die frase kom van daar af wat sê, ja, die ou is nie sy sout werd nie. Hy is nie sy sout werd nie, want hy het nie die job gedoen wat hy wou gehad het nie, en ek het hom betaal met sout, hy is nie sout werd nie. Sien vir ons, Jesus kom noem ons die sout van die aarde. En vandag, wanneer ons hoor, as iemand sê, o, daai ou is die sout van die aarde, dan sê hy is 'n cute, dierbare persoon. Hy is dierbaar. Hy is die sout van die aarde, julle. Jy moet daai ou ontmoet, hy is absoluut net die sout van die aarde. Maar wat Jesus eintlik daar bedoel is totaal en anderste. Wanneer Jesus sê jy is die sout van die aarde, wil Jesus eintlik sê dat jy was 'n slegte persoon, maar as gevolg van 'n ongelooflike groot God het hy jou verander en jou gechange en jou geroep om nou 'n world changer te wees in die wêreld. Dis wat dit beteken om die sout van die aarde te wees. So ek het vir 'n oomblik gaan dink aan sout hierdie week. Net so by the way, ek het mos niks om te doen nie. Ek kan net Google. ChatGPT vra en verder lê ek in rus en kyk Netflix. Ek grap by the way, net so in geval. Net so by the way. Okay. Sout, eerste ding is sout bewaar. Dan hoor jy kan, as jy goed met sout smeer, dan hou dit langer. En dit bewaar. En ek dink eerste ding wat ek hier moet noem, is dat ek en jy as volgers van Jesus, Christene daar is, om mense, nommer 1, se siele in die hemel te kry, en dan hulle te bewaar vir die ewige lewe. Hoor mooi, dis my en ons werk. As jy nou gewonder het, hoekom is ek in hierdie kerk? Jy's daar om 'n siel te maak, siele te wen, en hulle te bewaar, sodat hulle die ewige lewe kan kry. Die tweede ding van sout is, sout maak skoon, sout reinig. En in 'n absolute deurmekaar wêreld waar ons vandag leef, is ek en jy veronderstel om die verteenwoordiger te wees van die koninkryk van God en so heilig as moontlik te probeer lewe sodat ons ander mense kan reinig. Sout reinig. 'n Ander ding van sout is, sout maak dors. As jy baie sout in het, dan word jy dors. En ek dink ons as Christene en as die kerk moet so vol wees van Jesus se transformerende liefde, dat dit 'n dors skei by ander mense. Dat wanneer ander mense met jou te doen het en hulle wegstap van jou op, dan raak hulle dors vir Jesus se liefde, omdat jy dit vir hulle gegee het. Hulle soek wat jy het. 'n Ander ding van sout is, sout smelt, interessant genoeg. As jy in areas lewe waar dit sneeu, en jy gooi sout oor, dan smelt dit smelt vinnig. Met ander woorde, ons liefde vir mense, ons liefde vir God, moet so ongelooflik wees, dat wanneer ons te doen kry met ander mense, moet ander mense se harde harte, omdat hulle seer gekry het deur whatever of religion, of wat ook al seer gekry het, moet ons so vol liefde wees, dat ons ander mense se harde harte sal smelt. Nog 'n ding van sout is, as jy so 'n bietjie in die see gaan swem met al jou lewe, sout genees, of, jy smeer wond vol sout, sodat dit vinniger genees. En ek dink ek en jy as Christen, as gevolg van die krag van die Heilige Gees, moet mense wat seer gekry het, vinniger genees. Wanneer ons met mense te doen kry, moet ons mense se harte vinniger genees. Maar die vers stop nie daar nie. Hoor wat sê Matteus 5 vers 14 tot 16, hy gaan aan. Hy het nou net gesê, julle is die sout vir die aarde. En dan kom hy, dan sê hy, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is sal verheerlik. Snaaks genoeg in die Bybelse tyd, het die mense net redelik een venstertjie gehad, wat hulle gehad het in daardie tyd. So laatmiddag, wanneer hulle dan nou hierdie kersies moes aansteek om die huis te verlig, het hulle nou natuurlik nie vuurhoutjies of soos ons gehad, lighters gehad het nie. So dit was 'n redelike oefening, dit was 'n redelike proses gewees om die kers op die ou ende aan te steek. En dan na 'n groot gemors en na 'n groot oefening, het hulle dit reg gekry om dan die kers aan te steek. En as hulle dan gedoen het, dat hulle emmer gevat en 'n gaatjie in die emmer gemaak, en dan het hulle hom omgedop, en dan het hulle hom op die kers gesit.
Die gaatjie sorg dan dat die kers nie doodgaan nie, en die kers gaan dan nie so vinnig dood nie, so dit, met ander woorde, hulle het nie nodig om weer vir 20, 30 minute te sukkel om vuur te kry, om uiteindelik die kers weer aan die brand te steek nie. En hier kom Jesus, en hy sê, ons moet nie so wees nie. Hy sê, ons moet nie so wees nie. Hy sê, julle is die lig vir hierdie wêreld. Ek en jy behoort nie deur 'n emmertjie toegemaak te word en te beskerm te word sodat ons nie uitgeblaas word nie. Ek en jy moet juis eintlik ons emmertjies afval sodat ons vir hierdie wêreld skyn. Kyk, ek en jy is die sout van die aarde. Die Bybel sê ek en jy is die lig vir hierdie wêreld. En as ek en jy weet wie ons is, dan sal ons weet wat om te doen. En kom ons wees eerlik met mekaar, die wêreld het sout nodig, want dit is onsuiwer. Kyk, hierdie wêreld in Kreersdorp, en in Noordjewel, en in Kenmare, en in Silverfields area, het die lig nodig. En lig, en ek en jy is gemaak as lig, nie om weg te hol van die donker af nie. Ek en jy is juis gemaak om te hol na die donker toe. Ons is nie gemaak om weg te hol nie. Na die donker toe. En hoor mooi wat ek vanmôre vir sê, die Bybel sê, jy is die sout van die aarde. Jy is die lig. Nie, ek moet eers al my goeders get together, en ek moet eers 'n hele pad stap saam met Jesus, voor ek sout of voor ek lig word nie. Jy is, daar waar jy vanmôre sit, jy is die lig en jy is sout. Hoor mooi, dis klaar. Dis punt aan die einde. Daar's nie, ja maar jy moet 'n kursus, ja maar jy moet die Bybel 4 keer, ja maar jy moet, nee, jy is vanmôre die sout van die aarde. Jy is vanmôre die lig van hierdie wêreld. Punt. Jesus, eerlik, maar dit voel nie so nie. Jy weet, dalk moet ek eers 'n bietjie meer Bybel lees, dalk moet ek eers 'n bietjie meer ken, jy weet, dalk, nee. Dis wie jy is alreeds. Snap dit vanmôre. Hoor mooi, as jy daar uitstap by daardie deure, is jy sout en is jy lig. Jy word nie sout en jy word nie lig, hoe meer jy by Jesus nie, jy is dit vandag. Of jy eendag Christen is en of jy vir 1000 dae Christen is. Dis wie jy is. En ek wil vir môre 2 statements gee wat ek hoop jou hart gaan change. Wat ek hoop vanmôre jou 'n nuwe lewe gaan kry, en dan stuur ek jou huis toe. Statement nommer 1. Omdat ons lig is, laat jou lig skyn. Statement 1. Omdat ek en jy geroep is as die lig van hierdie wêreld, kom ons laat skyn ons lig. Jy weet, as Christene het ek en jy nie nodig om onsself te force om lig te skyn nie. Ons het nie nodig om te gaan staan en te gaan, wat doen jy? Ek skyn. Nee, Pel, lyk of jy badkamer toe wil gaan. Dis waar. Ons het nie nodig nie. Ons het nie nodig om te gaan staan en, wat doen jy? Ek probeer skyn. Nee. Jy skyn alreeds. As gevolg van dit wat Jesus gedoen het aan die kruis en God gedoen het, skyn jy alreeds. Almal van julle vanmôre hier skyn alreeds. Dit skyn, jy het nie nodig om jouself te force nie. En ons het die storie in die Bybel wat ek hierdie week gelees het, wat wil my net sommer weer, julle ken hom 10-0, maar kom ons lees hom weer. Dis 'n storie van Paulus en Silas, wat se lewe totaal en al verander is en getransformeer is deur Jesus. Hulle hele lewe is gechange, en oral waar hulle gaan, is hulle besig om te skyn. Is hulle besig om te getuig van Jesus. En die leiers van daardie tyd het nie daarvan gehou nie. Hulle het nie gehou van hierdie 2 perde wat allerlei goeders doen en mense vertel van Jesus nie. So het hulle gevang. En toe hulle gevang het hulle kaal uitgetrek in die publiek. Hoor mooi, kaal uitgetrek in die publiek, en 'n sweep gevat wat gesmaak is van glas en klippe, die sweep, en hulle geslaan met daai goed 39 keer. Die Bybel sê inteendeel, partykeer so by so dat jy hulle organe kon sien. So baie keer is hulle geslaan. En dan is hulle in die tronk gestop. En dan dink ons, shoot, shame, hulle sit daar teen die muur. Nee, dan is hulle bene so wyd as moontlik getrek, en dan is hulle aan mekaar gebind, juist sodat dit krampe in hulle bene kan gee konstant. En dis hoe hulle tronk toe gegaan het. En dan was al wagte wat hulle nog gewatch het, dat hulle nie uit nie. Ek dink vir 'n oomblik, wat Paulus en Silas sou moes doen op so 'n dag. So kom maklik gesê het, ag, weet jy wat, skroef dit, kom ons worry net nie verder nie. Kom ons los hierdie ding. Kom ons sê net, ons sal nooit weer daaroor praat nie, en ons praat net oor Jesus nie. Handelinge 16 vers 25 sê vir ons wat hulle doen.
teen middernag, was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Hoor mooi, hulle was besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle toe geluister. Amazing. Die oomblik omdat hulle geweet het wie hulle is, omdat hulle geweet het, hulle is die lig van hierdie wêreld, en omdat hulle geweet het, hulle is die sout van hierdie aarde, het hulle geweet, luister hier, ons moet ons lig laat skyn. Hulle het nie 'n noodvergadering gehad, en mense bymekaar gekry, by 'n universiteit, om te hoor of vroue nou uiteindelik, kom ons los daai gesprek. Wie nou julle in die koerant gelees het? Nou het al die ou arme 3 susterkerkies, gesprekke of die vrou nou uiteindelik op die verhoog het. Ek sê, as julle almal net 'n gesprek het oor om Jesus te red en mense te kry, sou julle baie beter gedoen het. By the way. Hulle het nie, Paulus en Silas het nie 'n verskillike meeting gehad, sê, hoorie, wat moet ons nou doen? Dink jy ons moet sing? Dink jy ons moet bid? Nee. Hulle het geoverflow van wie hulle reeds is in Jesus. Weer die maan. Jy het al die maan gesien? Man, die maan is beautiful. Die maan is rond en hy's mooi en hy skyn, maar as jy nou wil tegnies raak, is dit nie juist die maan wat skyn nie, dis juist die son wat skyn, en die maan reflekteer net vanaf die son. En kerk, ek en jy is die lig van hierdie wêreld. En my en jou werk is om Jesus te reflekteer na hierdie wêreld toe. Ons werk is om net alles wat Jesus reeds gedoen het vir my en jou, net te reflekteer na die res van die wêreld toe. Om te overflow, sodat mense na ons kyk en sê, wow, ek wil hê wat jy het. Wat sê jy? This little light of mine. Ken jy die song? I'm gonna let it shine. Hey, this little light of mine. I'm gonna let it shine. Hey, this little light of mine. Oh, I'm gonna let it shine. Ken jy die aan? Ek het nog. Hide it under a bushel. No, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel. No, I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it out. No, I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it out. No, I'm gonna let it shine. Twee redes hoekom ek dink ons nie ons helder kan. Luister, die twee redes hoekom ek dink nie ons skyn nie. Want nommer 1 is die ding, die rede hoekom ons skyn, ek dink ons steek dit weg. En ek bid dat jy vanmôre hierdie emmer van jou lyf afsaal en die emmer van jou lig afsaal en dit laat skyn. Hide it under a bushel? No, I'm gonna let it shine. Haal dit uit. My gebed was hierdie week, Here, haal die emmers van hierdie kerk af, haal die emmers van hierdie mense in die kerk af, dat hulle dit gaan skyn waar hulle dit moet skyn. En as dit 'n besigheidsman is by 'n kroeg, then let it be there. En as dit by die sportveld is, let it be there. En die tweede rede hoekom ek dink ons doen dit nie, want ons laat toe dat die Satan ons lig uitblaas. En ek bid dat die Gees van God weer 'n vuur in jou sal reignite. Dat hy weer jou reignite, dat jy hierdie passie wat jy eens gehad het vir Jesus weer sal kry, dat hierdie lig sal skyn. Inteendeel. Kom ons bid. Here, ek kom bid vanmôre dat hierdie kerk gaan reignite, Here. Ek kom bid vanmôre, Here, dat U sê U is die verterende vuur en dat U vanmôre gaan kom en dat U vanmôre hierdie kerk aan die brand gaan steek met die Heilige Gees. Here, dat ons fire sal nie onder 'n ding sal sit of sal dit uitblaas nie, Vader, maar dat van vandag af ons hierdie kerk en elke liewe ou, dat hy hierdie fire gaan kom rekindle en reignite in Jesus se naam. Here, en ek kom bid vanmôre dat wanneer die mense sit vanmôre en sê, Erik, my passie is weg. Ek het my passie somewhere along the line vergeet. Here, dat U vanmôre weer om aan die brand gaan kom steek in die naam van Jesus. Here, dat hy 'n fire sal kry wat skrik vir niks, Here, en dat hy sy gesin gaan change, dat hy sy huwelik gaan change, dat hy die kinders by die skool gaan change, dat hy sy werkskollega gaan change, want ons gaan nie kan langer, Here, kerk speel nie, but we want to be a church that's on fire for you. Here, ons bid dat elke Sondag dat hulle teendeel die fire department moet bel en sê, hey, hulle moet kom kyk, hierdie kerk is aan die brand. Omdat dit brand is vir U, Here, en ek kom bid dat hulle aan die brand sal steek in Jesus se wonderlike naam. En ek kom bid vanmôre vir jou. As jy vanmôre sit en jou passie is weg, hoor mooi, gryp vanmôre aan. En dit mis nie. God wants to change you again. Hy wil hê die vuur kom aan die brand steek in jou.
Amen. Kom ons gaan aan. Waar was ek? Hoe is dat? Handelinge 16, vers 26 tot 28. Hoor nou wat gebeur met die storie verder. Skielik, dis nou Paulus en Silas, want hulle het nou gesing aan die tronk. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskree: "Moenie jouself doodmaak nie. Ons almal is nog hier." Nou vir 'n oomblik het ek gedink, kom ek wees eerlik met julle. As ek in die tronk beland ooit, en die Here doen iets vir my en hy laat my tronkdeure oop. Luister hier, I'm running baby. Ek is so vinnig as wat ek moontlik kan. En luister, ek kan 90 km hardloop, ek het 'n bewys daarvoor vir die kamer te sê. Ek kan hardloop, jy weet. Ek kan run vir 90 km en julle gaan nie een van julle gaan my vang nie en ook nie tronkbewaarders nie. Right? En dis so. Ek sê, luister die tronkbewaarder, jy het my in die tronk gesit, shame vir jou. Jy moet dit maar kry wat nou na jou kant toe kom. Jy weet, en as jy jouself wil doodmaak, let it be. Jy weet, doen dit. En is dit nie hartseer dat soveel Christene so dink nie? Is dit nie hartseer dat ons so dink, dat ons kyk na mense en gaan, hy het 'n tattoo, run. Hy luister na Kirk Darren, hardloop. Hy het spaaitjie hare, hardloop. Die ou drink 'n bier, hardloop. Is dit nie sleg dat ons so maak nie? Is dit nie sleg nie? Ons is die lig van die wêreld en die sout van die wêreld, maar net nie tattoos nie. Nee, ons hou nie van die ou met die tattoo nie. Hy moet nie eens in die kerk welkom wees nie. Ons gaan hom sommer daar by die deur wegjaag. Sleg dat ons Christene so is. Ek sê nie ons kerk is so nie. Kerkduisternis is nie iets waarvan ons moet weghardloop nie. Duisternis is eintlik iets waarna ons behoort te hardloop. Want die Bybel sê dat ons is die lig vir hierdie wêreld. Ek en jy moet eintlik juis die ou met die tattoo soek en sê, I'm running for you. Ons moet juis die ou sien as daar 'n braai is wat nie lekker lyk nie, sê I'm there. Ek gaan saam braai en ek gaan my Coke bring of ek gaan my Fanta Orange bring, maar ek gaan saam braai and I'm going to change you. Nie omdat ek wil preek nie, wat sê Moeder Teresa? Preach the gospel and if necessary use words. Verder gebruik jou lewe. Sê Here, hier's ek. Hier kom Paulus en hy stop vir 'n oomblik na hierdie wag wat hom in die tronk gesit het, wat hom al die krampe gegee het, wat hom 10 teen geslaan het, en hy wys liefde vir iemand, juis in die donker. Hy was my so 'n goeie voorbeeld van die sout en die lig vir die wêreld. Jesus, Erik, ek wil so graag die sout van die aarde wees. Erik, ek wil so graag die lig vir hierdie wêreld wees, maar ek ken nie genoeg nie. Is daar 'n kursus wat ek kan bywoon? Is daar iets wat ek kan doen? Kan ek sê wat ek geleer het in 15, 17 jaar se bediening? Meeste mense gee nie om hoeveel jy weet nie. Hulle wil weet hoeveel jy omgee. Mense vra my nooit, as ek met iemand praat, hoe het jy graad? Hulle gee om hoe ek omgee. Luister ek, is ek liefdevol. Kerk is amazing wat kan gebeur as jy duisternis sien, as 'n geleentheid om 'n lig te laat skyn. It's amazing. Okay, Erik, waar begin ek? Presies waar jy nou is. By jou werk, by jou vriende, op die sportveld, net daar waar jy is, in jou donker wêreld waar jy is, skyn jou lig. Tweede statement, nou is ek klaar. Die tweede statement is, jou sout en lig verander lewens. Kerk, jou sout en jou lig verander lewens. Hoor wat sê Handelinge 16, ons storie gaan aan, vers 29 tot 31. Toe het die bewaarder 'n lig gevra. Hy het die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval en hy het hulle buitekant toe gevat en gevra, meneere, wat moet ek doen om gered te word? En hulle antwoord hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Ek dink sekerlik een van die mees kragtigste komplimente wat 'n mens in jou lewe kan kry, is wanneer ander mense sien, ek het jou gesien hoe jy lewe, ek het gesien wat jy doen, ek het gesien hoe jy praat, ek het gesien hoe jy jou vrou hanteer, ek het gesien hoe jy jou kinders hanteer, luister, ek het gesien jou passie vir Jesus, sê vir my meneere, wat kan ek doen om gered te word? Die antwoord was eenvoudig. Hoor mooi die antwoord was eenvoudig, glo
in die Here Jesus. Sal, roep sy naam aan en jy word 'n nuwe mens. Eenvoudig, roep sy naam aan en jy word God se meesterstuk. Roep sy naam aan en jy word die sout van die aarde en jy word die lig van hierdie wêreld. Roep sy naam aan en jou lewe sal nooit ooit weer dieselfde wees nie. Van die beste dag in my lewe, is die dag toe ek my hart vir Jesus gee. Die dag toe ek my hart vir die Here gee en sê, Here, van vandag af lewe, is die beste dag van my lewe wat ek sal dit aanraai vir enige ou. Hier's dit. Sodra jy sy naam uitroep en jy sê, Here, hier's dit. Ek maak U my redder. Hoor mooi, dan is jy die sout van die aarde. Dan is jy die lig van hierdie wêreld. Kan dit nie keer nie. Dis jou identiteit. Yes, Here, is amazing man. Niks nooit gebeur iemand, dit gebeur nooit met my nie. Ek het nog nooit iemand gehad wat vir my geval het en vir my vertel het, hulle wil hulle self bekeer en ek kan hulle help nie. Weet jy wat ek geleer het? Ek het geleer dat sout en lig werk baie keer partykeer oor 'n tydperk. Hoe vinnig ek eintlik die storie vertel? Ek was in graad, my kinders was in graad 0 by laerskool Kenmer. Heel eerste dag aangestap. Niemand geken nie, niemand het my geken nie. Ek was so bewend soos niks. My horlosie het deeltyd vir my gesê, "Klip op jou hartklop is baie te vinnig." Ek het daar agter in die hoek gaan sit toe ek nou na die gesprek moes luister oor wat ek moet bring en wat se kosblikkies ek moet pak en blablabla. Alles. Ek staan toe daar, Alicia nie, hoekom kom Alicia nie, want Alicia het 2 ander babas by die huis. By the way, ons het 3 kinders, né? So sy het ander 2 babas met doeke en bottels al by die huis. En ek gaan toe nou en ek sit daar in die hoek agter. En toe ek uitstap by die skool, klim ek in my kar en ek sê, Here, nooit ooit weer wil ek in 'n saal instap in my kinders se skool. En nie iemand ken of iemand my nie ken nie. Maak my die sout van hierdie skool. Wees laat ek en Alicia en ons gesin die lig van hierdie wêreld wees. 4 jaar later. Hoor mooi. 4 jaar later. Dis hockey-oefening, dis netbal-oefening, dis elke revue, elke ding, alles wat ons doen, is ons daar. 4 jaar later. Nou bel hulle my. Hey Erik, ons het 'n probleem hier by die skool. Ons het jou raad nodig. 4 jaar later. Nou het ek 'n impak. Nou kan ek iets omtrent dit doen. Nou word ek genooi vir openinge. Nou begin dit so. Inteendeel het ek nou die atletiek. Ek hoop nie die mense sien nie. Wel, ek hoop die mense as jy sien. Nou die dag by die atletiek stap ons uit en sê mense vir my, "Hey pastoor, ons jy sit in die middel." Is jy die mense hier wat altyd in die middel? Of hulle sê nie of hulle het kerk geskiet vanmôre. Alraai, maar wel. Hulle sê, "Ons ken jou, ons love jou by die kerk." Ek sê, "Prys Here, dit my 4 jaar gevat." Maar 4 jaar gevat. Kerk partykeer is so 'n tydperk. En ek sê vir vertel die storie want ek dink baie van julle te vinnig opgegee op iemand in julle lewe. Ek dink baie van julle het gedink 2-3 keer se nooi, 2-3 keer se bid en nou is dit verby. Ag, hy wil nie change nie, kom ons los hom, kom ons gooi hom vir die hel. Dalk is dit tyd om nie op te hou nie. Ek wil jou kom bemoedig, moenie opgee om die sout te wees nie. Moenie opgee om die lig van hierdie wêreld te wees. Moenie ophou om liefde en genade te wys aan ander mense nie. Moenie weghol van die donker af nie. Juist dalk is dit juist nou die tyd dat ons moet juist hol na die donker toe. Om te skyn. Dis wie God my en jou gemaak het om te wees. En hy kan jou, nee wag, hy wil jou gebruik om 'n verskil te maak. Jy sien 'n amazing story, was ek laaste ja. 'n Amazing story is dat die storie wat ons nou gelees het, die amazingste ding is dat die mense glo, die slimkoppe glo dat juist hierdie geleentheid in die tronk was die geboorte gewees van die kerk in Filippi. Kerk het daar ontstaan. Een van die kerke het daar geplant as gevolg van 2 mense wat hulle lig laat skyn het vir 'n wag wat hulle dood wou maak. En daardie wag se hele lewe het so gechange, hy teruggegaan na sy huisgesin toe, hy het sy hele huisgesin vertel, sy hele familie en gesin het tot by bekering gekom en die kerk het begin. Amazing. Kerk, hoor mooi en ek's klaar hierso. Jy is nie net 'n normale Christen wat net kerk bywoon. Hoor mooi. Jy kerk, jy is nie net 'n normale ou wat net vanmôre hier kom sit en bietjie hande klap wanneer die mense hande klap en jy's 'n world changer. Dis wie jy is. Dis wie God jou geroep het om te wees. En in tye is dit agter die skerm. En in tye sien niemand jou nie en niemand weet van jou nie, but you busy changing the world. En ander tye is jy in die publiek. And then you change the world there. Maar ek en jy is geroep om die sout van die aarde te wees, die lig van die wêreld, gemaak om world changers te wees. Amen.